Goeiemôre julle almal, ek hoop julle het lekker geslaap en dat julle uitsien na die nuwe dag. Drink koffie, trek lekker aan en gaan wees 'n lig vir die Here Jesus in die wêreld daar buite. Ek wil vanmôre saam met julle weer voortgaan. Ek lees vir julle uit Efesiërs en ek wil vir julle lees in vers 17. Toe hy gekom het, dit is nou Jesus, toe hy gekom het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, en vrede ook vir die wat naby gekom het. Onthou julle daai liedjie van, ek kan nie onthou wie dit gesing het nie, I hate Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Dis mos nou daai, ek dink is 'n 1980 liedjie. Weet julle, dit laat my so dink aan hierdie vrede wat die Here gebring het, nê. En hoe in skrille kontras dit vandag in ons wêreld is, want as ons met mekaar praat, dan sê ons net vir mekaar die heeltyd oor hoe besig ons is. Want ons het almal net te veel om te doen. Weet julle, ons is almal vandag mos op alle vlakke van die samelewing is ons net besig. Ons huishoudings, ons gesinne, ons werk, bedrywighede, dit laat ons altyd pootheid voel. En ons wonder nie meer waarom die meeste mense identifiseer met daai liedjie nie, nê? I hate Mondays. Nou ek het nie antwoorde oor hoe of waar ons dolle gejaag kan gaan haltroep nie. Uit ondervinding weet ek net, dat wanneer die lewe met my weghardloop, dat ek die vrede verloor, wat die Here vir my in gedagte hou. En dis dan, wanneer 'n mens maar net weer jou lewenswyse in oënskou moet neem, en dan moet jy onthou, om te wees is altyd belangriker as om te doen. En dat ons gereeld moet kyk, of daar nie van hierdie doen dinge is, wat ons net moet los, of selfs moet delegeer nie. Want om jouself te verloor, om jou vrede te laat wegsyfer, dis nooit die moeite werd nie. En dis ook nie God se doel, met enige een van ons lewens nie. Dis goed dat ek en jy baie tye vat om stil te raak en die Heilige Gees te vra om vir jou vanuit sy perspektief na jou lewe te laat kyk. Want sy doel met jou is immers mos 'n vervullende, maar ook 'n vredevolle lewe. Maar dit kan 'n ou net doen as jy stil is en die Here jou toelaat dat hy deur jou kan gaan, sodat hy jou lewe saam met jou kan evalueer. Mag ek en jy vanmôre ernstig in ons lewe daardie oomblik vind, dat die Here vir ons kan help. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, daar's eintlik vanoggend net een pleitende gebed op my hart. En dit is dat ek vir U wil vra, kom help my om die kuns van balans te leer. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle moet 'n mooi en 'n geseënde dag verder hê. Kan julle glo, môre is weer die laaste dag van die week en dan praat ons vir oulaas. Sien julle dan. Totsiens.